Goeiemôre. Sjoe, vanoggend is dit sommer bitterkoud. Bibberkoud wil ek eintlik sê hier buite. Maar hier is ek met Psalm 34, 'n Psalm van Dawid. Dankie Vader dat ons ook vanmôre andermaal kan stil word by 'n kosbare Psalm wat koning Dawid vir ons nagelaat het. Ek bid dat U self die diepte van die boodskap oordra aan elkeen wat hierna sal luister. Dankie dat U elkeen ken en dat U vir ons vooruit gaan ook vir oggend, waar dit so lekker koud is hier buite. Ons eer U en ons vertrou U, Vader, om elkeen van ons aan te raak met dit wat U weet, beter as ons nodig het om vanmôre te verstaan uit hierdie Psalm. Halleluja, amen. Ja, dit is Psalm 34, 'n Psalm van Dawid. Maar voor ons die Psalm lees, altyd interessant om te verstaan onder watter omstandighede dinge wat ons in die Bybel lees neergeskryf is. Koning Dawid het hierdie Psalm geskryf, ja, maar onder watter omstandighede? Toe hy die Psalm geskryf het, was Saul steeds koning oor Israel. Hy het met erns gesoek na Dawid se bloed, sodat Dawid moes vlug vir sy lewe. Op daai stadium was die Israeliete en die Filistyne erge vyande. Tog was die land van die Filistyne die enigste plek waar koning Dawid kon gaan skuilings soek. Gaan lees asseblief self weer 1 Samuel 22 tot minstens 24. Hierdie gedeelte gee ons beter agtergrond vir die skryf van hierdie Psalm. Sou dit Dawid se sterk persoonlikheid wees? Of dalk die krag van God wat in hom was, wat eenvoudig gemaak het dat hy nie juis onder die radar kon bly nie? Toe die Filistyne hom vang en voor hulle koning bring, was dit koning Dawid se kragtige toneelspel wat waaragtig sy lewe gered het. As uitvloeisel van hierdie dinge kom Psalm 34. Vers 1. 'n Psalm van Dawid. Toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech en die hom weggejaag het, sodat hy heen gegaan het. Ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my het al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie elendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudheid verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here, o sy heiliges. Want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? En dan kom sy aanbevelings. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe, dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is. Doen wat goed is. Soek die
vrede en jaag dit na. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen kwaaddoeners om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit hulle benoudheid. Die Here is naby die wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Maar uit die almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene. Nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood. En die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Dankie Vader, ons prys U naam vir hierdie kosbare psalm. Mag ons dit oordink en weer oordink, tot ons die diepte daarvan in U self kan ontdek. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen.